Ek wil net voordat ek begin, net op die woordjie berg 'n bietjie fokus. Ek het vir julle gewys dat hy begin sy openbare bediening op 'n berg. Berg in aanhalingstekens eintlik 'n heuwel. En hier is dit maar weer eintlik 'n heuwel waar hy op is. Nou, berg speel 'n baie groot rol dwars deur die Bybel. By Sinaï het God op 'n baie spesiale manier die 10 gebooie aan Moses gegee. Sy wil aan Moses bekend gemaak. En oral dwars deur die Ou Testament speel die berg gewoonlik 'n besondere rol, veral die berg Sinaï, as 'n plek van God se openbaring, waar God homself bekend maak of sy wil aan die mense bekend maak. Nou presies dieselfde gebeur in hierdie 4 verse. Jesus roep hulle om op die berg te gaan. Hy stuur hulle soontoe. Hoekom? Want hy wil God se wil aan hulle uiteindelik kom bekend maak. Die laaste opdrag as ware voordat hy weggaan, wil hy vir hulle kom gee. En hy kom doen dit weer op 'n berg. So onmiddellik as dit gebeur, het die disippels in hulle koppe, soos wat hulle groot geword het oor die jare, en het by hulle ingedrul is as ware, hierdie prentjie, hier gaan nou iets gebeur wat baie belangrik is. God gaan homself aan ons openbaar. Hy gaan sy wil aan ons bekend maak. En in die geval doen hy dit deur Jesus, en is Jesus in 'n sekere sin besig om vir hulle te sê wie hy is 'n stuk openbaring dat hy die seun van God is. Goed vriende, kom terug dan na die geïnkarneerde teenwoordigheid, die tema daarvan. Nou, ons het nou sommer hier gou die lied gegoogel, nee, daai lied, die wat kom, en die wat hom kon opspoor. Ek en jy leef letterlik elke liewe dag van ons lewe in 'n digitale wêreld. Ons kan nie daarvan wegkom nie. Dit het deel van ons DNA geword. Ek weet nie wie van ons kan sonder 'n selfoon klaarkom. Ek dink nie hier is iemand, tensy jy nie ene het nie. Maar meeste van ons kan nie sonder onsself. Rekenaars. Jy kan nie sonder jou rekenaar klaarkom nie. Ek is verlore sonder die internet. Ons leef in 'n digitale wêreld en in 'n digitale teenwoordigheid in hierdie wêreld. Mense is oral iewers aanlyn. Op een of ander van die digitale platforms is mense heeldag en aldag aanlyn. Hulle stuur boodskappe vir mekaar. Hulle skryf opinies oor goed wat hulle niks van weet nie dikwels. Baie keer is daardie opinies redelik kontroversieel en party raak so lelik wanneer hulle daai opinies neerskryf dat 'n mens wonder oor hulle menslikheid uiteindelik. Maar mense, ten spyte van hierdie digitale teenwoordigheid en die oorweldigende aard daarvan in mense se lewens, is die grootste deel van die mensdom, wil ek amper sê, eensaam. En diep eensaam. En 'n mens kan nou nog 'n laagie van hierdie digitale teenwoordigheid kom byvoeg, want binne hierdie eensaamheid het daar nou 'n nuwe ding ontstaan, naamlik AI, Artificial Intelligence, kunsmatige intelligensie,
En binne hierdie kunsmatige intelligensie kan jy vir jou iemand anders skep. Letterlik wat soos 'n persoon lyk. En jy kan met daardie digitale persoon kan jy kontak maak en gesprekke voer en wie weet wat nog alles. Om net van die eensaamheid wat mense beleef weg te kom. Is dit nie hartseer nie? Is dit nie diep hartseer dat hierdie pragtige samelewing waar binne ons is en mense met ongelooflike potensiaal, mense wat geskep is om in gemeenskap met mekaar te leef, so eensaam is dat hulle hierdie digitale ding skep om uiteindelik net iewers iemand of iets te hê met wie hulle kontak uiteindelik kan hê. En is teen hierdie agtergrond, vriende, dat ons Jesus se laaste woorde in Matteus moet verstaan en ernstig hoor. Baie ernstig hoor. As hy uiteindelik sê, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. In 'n digitale wêreld, in 'n eensame digitale wêreld, hoor ons uiteindelik in die laaste woorde van Jesus uit die Matteus Evangelie dat hy by ons is. Dat ons nie alleen is nie. Dat as ons hom ernstig opneem, ons nie nodig het om een of ander digitale teenwoordigheid van iets te maak om uiteindelik daarom iets van die eensaamheid in ons lewe te verdryf. Maar kom ons sê ook net die volgende dan vir mekaar. Die groot opdrag, the great command, soos wat hierdie gedeelte ook bekend staan, is in die eerste plek, en ons moet dit baie mooi hoor, nie 'n program wat ons moet gaan volg. Dis nie 'n strategie wat vir ons uitgelê word om die lewe te leef en baas te raak nie. Dis ook nie 'n evangelisasie veldtog nie. Ons kan dit nie met dit vergelyk nie. Ons kan dit nie daaraan gelykstel. Die Vader het die Seun gestuur om onder mense te kom woon. En toe hy hier onder mense kom woon het hy nie in 'n KI formaat hier tussen ons kom woon nie. Hy het fisies, hy het emosioneel deel geword van ons wêreld. Hy het letterlik die stofstrate van Jerusalem en Judea en Galilea plat geloop. Jy kon aan hom vat, jy het tekste wat vir jou vertel hoe hy honger geword het, jy het tekste wat vir jou vertel dat hy hartseer geword het, dat hy gehuil het oor sy vriend Lazarus se dood en al hierdie tipe goed. Hy was dus fisies, emosioneel teenwoordig. Hy was daar. Hy was daar letterlik vir mense. En in die konteks daarvan kom sê hy in Johannes Evangelie dan vir ons, nou stuur die Seun sy disippels ons na die wêreld toe. Nou dat hy vir ons gewys het hoe ons uiteindelik hierdie disippelskap ding moet leef, moet wees, nou sê hy vir ons, gaan julle ook nou. Gaan doen net soos wat ek gedoen het. Vriende, ons word in der waarheid in hierdie teks geroep om teenwoordig te wees in die wêreld
namens Christus teenwoordig te wees. En ek gaan nou presies sê wat daai teenwoordigheid bedoel uiteindelik. Ons is geroep om in 'n sekere sin Jesus te beliggaam in die wêreld. Ek hou daarvan om die beeld dan te gebruik van om sy hande en sy voete te wees. Bedoelende dat ons fisies, emosioneel, psigies en intellektueel soos Jesus teenwoordig sal wees in hierdie wêreld. In Matteus 1 vers 23 weet ons, word daar vir ons gesê dat hy Immanuel is. En aan die einde 28:16 sê hy weer, ek is by julle. Daar waar jy fisies, emosioneel, psigies, intellektueel teenwoordig is, daar kan ek verseker weet, is God. Hy is van die begin van my lewe tot aan die einde van my lewe en selfs daarna by my teenwoordig. En die hele een van evangelie van Matteus, soos ek gesê het, word omraam in 'n sekere sin met God se teenwoordigheid. Die feit dat Matteus dit in die begin en in die einde sê, wil hy uiteindelik beklemtoon dat alles tussenin wat gebeur 'n teken is van God se teenwoordigheid, dat hy daar is, dat hy tussen mense is. Jesus is die teenwoordige Here. Hy is die teenwoordige God hier tussen ons. Nou kom ons by daai groot woord, geïnkarneer. Nou gaan ek net die gedeelte wegvat. Inkarnasie beteken letterlik om vlees te word. Jesus het letterlik vlees geword. En ons lees dit in Johannes 1 vers 14 as daar gesê word, die woord het mens geword, vlees geword en onder ons kom woon. God het nie 'n brief gestuur. Hy het nie 'n e-pos geskryf. Hy het nie 'n WhatsApp boodskap vir my en jou gestuur nie. Hy het self na hierdie wêreld toe gekom. Hy het mens geword. En ek dink ons vergeet dit partykeer. Ons dink aan Jesus as ons oor hom praat, as die mens wat hier op aarde was. En ons vergeet in 'n sekere sin sy goddelikheid. En ons moet die twee goed by mekaar hou die hele tyd. Ons moet dit nie skei nie, want uiteindelik is dit hierdie Jesus wat mens geword het, vlees geword het, is hy niks anders as God wat self onder ons kom woon het. Hy het tussen ons kom woon. Hy het by mense aan hulle tafels kom sit. Saggeus, in sy huis het hy by mekaar gekom. Soos ek gesê het, hy het gehuil wanneer dit nodig was. En ons weet, selfs na sy opstanding het hy nog geëet. Vis saam met sy disippels langs die see van Galilea. Nou word ek en jy geroep om uiteindelik dieselfde te doen. Kom ek sê nou hoe dit werk. Hoe hierdie geïnkarneerde teenwoordigheid wat ek en jy nou in hierdie wêreld moet gaan leef, uiteindelik werk. Daar so 'n paar punte wat ek graag wil uitdoen. Die eerste ene is geïnkarneerde teenwoordigheid begin by aanbidding. En nou werk ek deur die hele teks vanaand. Want in vers 17 lees ons
toe die disippels hom sien, het hulle hom aanbid. Hulle het gekniel en hom letterlik aanbid. Aanbid as God. Hulle het presies geweet wie hy was. En daar was dalk 'n paar wat getwyfel het. Wat heel normaal is as 'n oue groep mense bymekaar het. Daai twyfel beteken nie hulle het nie geglo nie. Hulle was net vir 'n oomblik onseker. So voor ek en jy gestuur kan wees om disippels te gaan maak, is die eerste ding wat met geïnkarneerde teenwoordigheid bedoel word, dat ek en jy Jesus, die drie-enige God, sal aanbid. En dis waar erediens natuurlik belangrik raak. Dis waar die bymekaar kom van gelowiges, waar dit ook al is, ongelooflik belangrik is. Die disipels se lewe as gestuurdes begin by aanbidding. Dis die eerste ding wat belangrik is. Ons neem nie Christus na die wêreld omdat ons oulik is nie, of omdat ons een of ander ding wil bereik uit onsself nie, maar omdat ons Jesus Christus, God tussen ons, ontmoet het in ons lewe. Ons self, daar self met ons iets gebeur het, soos met hierdie 11 disippels daar iets gebeur. Ons het 'n ontmoeting met Jesus gehad. En dit gebeur wanneer ons in aanbidding saam by mekaar kom. Hoor mooi wat die volgorde is wat hier uiteengesit word. Dis aanbidding wat lei tot verandering, wat lei tot gestuur wees. Want dis wat met die disippels gebeur het. Hulle het Jesus aanbid, en in daai aanbidding het daar iets gebeur met hulle, en is hulle gestuur. Die tweede ene is eintlik voor die hand liggend, en is 'n herhaling van die eerste aand se goed. Om 'n geïnkarneerde teenwoordigheid in hierdie wêreld te wees, beteken dat ek en jy leef onder die gesag van Jesus. Dis die enigste gesag, of die belangrikste gesag, moet ek eintlik sê, onder wie ons staan. Daarom sou 'n Petrus kon opstaan, aan wie moet ek meer gehoorsaam wees? Aan God of aan mense? In vers 18 word ons herinner daaraan, aan wie al die mag het. As Jesus sê, aan my, Jesus, die ene wat hierdie stofstrate van Jerusalem kom loop het, aan my is alle mag gegee in die hemel en aarde op grond van my opstanding. Waarom? Sodat die disippels nie hulle eie agendas uiteindelik kan uitvoer. Sien, as jy onder die gesag van Jesus leef, en jy leef in aanbidding van hom, en jy leef in sy teenwoordigheid, is daar nie ruimte vir jou eie persoonlike agenda, vir jou eie koninkrykie bou nie, vir jou eie selfsugtige begeertes nie.
onder die gesag van Jesus is die enigste gesag wat tel, die gesag van God. Ons, ek en jy, verteenwoordig die koning van die heelal. Niemand anders nie. En hoekom sal ons dan eerder ons gesag weggee wat aan ons toegeken is deur hierdie koning van die heelal aan ons eie agendas? Ons doen en praat namens hierdie koning van die heelal as sy ambassadeurs. 'n Ambassadeur kan tog niks anders te sê of doen as dit wat aan hom toegesê is om te doen en te sê deur die een wat aan hom die gesag gegee het. Geïnkarneerde teenwoordigheid beteken nie wat ek wil nie. En vriende, in die kerk van die Here Jesus sien ek dit oor en oor, van dominees en van kerkraadslede en van lidmate, dat dit die heeltyd baie keer dikwels oor wat ek wil en nie wat God wil. Maar wat God wil, kom ek stel dit anders. Ons moet uiteindelik die vraag vra, wat wil Jesus? Wat wil Jesus? Wat wil Jesus in my kantoor hê moet ek doen? Hoe moet ek daar leef? Hoe moet ek met daai ouens wat onder my werk, hoe moet ek teenoor hulle optree? Wat wil Jesus hê moet ek in my skoolkonteks doen? As 'n leerling, 'n onderwyser of 'n administratiewe persoon? Wat wil Jesus hê moet ek doen in die hospitaal? As ek 'n suster of 'n dokter is, of een of ander administratiewe persoon. En ek wil amper sê, as jy 'n gesond genoeg pasiënt is, wat wil die Here hê moet jy daar doen? Ek was al baie keer in die hospitaal, net hier alleen. As ek daar by Hilton Hospitaal inloop, dan vra hulle vir my, watter bed, reg? En dan gaan kuier ek maar net vir 'n pasiënt. So, ek is redelik goed daarmee al. Maar ek het een ding agtergekom en ek moet dit bely, dat ek baie keer geleenthede laat verbygaan het om vir mense wat in nood verkeer. Ek het een keer langs 'n ou gelê wat letterlik vir die suster toe hulle hom inboek gesê het, hy is 'n ateïs. Maar ek het nooit die geleentheid benut om met hom te gesels. En die Here het my dalk daar geplaas, op daai oomblik moes ek siek wees om juis vir hom iets te kon beteken. Wat wil die Here hê moet ons doen in ons gemeentes? Wat wil die Here hê moet Noordgemeente se lidmate, kerkraad en leraars doen, sodat Jesus se geïnkarneerde teenwoordigheid deur my en jou sigbaar word? Geïnkarneerde teenwoordigheid beteken ek gaan waar mense is. Vers 19 sê, gaan dan heen. Hierdie gaan impliseer beweging. Om op te staan uit jou stoel, jou voete aan die beweeg te kry en te gaan. Maar nie net te gaan waar jy wil nie, maar na waarheen God jou stuur waar mense is, wat hy graag wil bereik. Jesus het dit ook gedoen. Dis presies wat hy gedoen het.
Toe hy mens geword het, het hy na ons toe gekom. En Filippense 2 sê dit so mooi. Hy het sy godgelyke bestaanswyse daar in die hemel, daai pragtige plek, het hy prys gegee om 'n mens te word. En nie net 'n mens nie, maar 'n slaaf te word. Iemand wat ander dien. So daai geïnkarneerde teenwoordigheid beteken dat ek en jy in 'n sekere sin die beeld wat ek dalk van my het, die idee wat ek het van myself, moet prys gee sodat ek regtig by hulle kan uitkom wat Jesus nodig het en wat Jesus na hom verlang. Jesus het byvoorbeeld homself so verneder, as ek die woord kan gebruik, dat hy bereid was om saam met, hoe sê die ouens, saam met die skrifgeleerdes, saam met prostituie, sondaars en tollenaars sy tyd deur te bring. Hy was nie bang gewees vir die reputasie wat hy sou kry. Hy was nie bang gewees vir die etiket wat ander mense om sy nek sou sit. Hy was nie bang gewees vir die skindertonge nie, want hy het geweet die ouens wat hom nodig het, was juis hulle. En is 'n vraag vandag in ons eie samelewing, wie is die ouens wat ons nodig het? Want weet julle wat, daai ouens gaan nooit in die erediens kom sit. Nooit. As ons nie bereid is om tot, as ek dit so mag uitdruk, tot hulle vlak te daal, want dis wat geïnkarneerde teenwoordigheid veronderstel, myself in 'n sekere sin te verneder, te verloon, soos Jesus sê, verloon, kruis op te neem, Jesus te volg nie, dan gaan ons nooit by die mense uitkom wat ons nodig het. Mooi hoor, die kerk se roeping is nie om mense na die kerk toe te roep nie, en dis mos wat ons doen. Ons sal groot stories maak oor die leebanke in 'n kerk, en die hele tyd vir mense sê, kom kerk toe, kom kerk toe, kom kerk toe. En daar's seker waarde daarin. Maar dis nie die primêre taak van gelowiges nie, van geïnkarneerd teenwoordig wees. Ons word gestuur om disippels te gaan maak. Vierdens, geïnkarneerde teenwoordigheid maak uiteindelik disippels van bekeerlinge. Vriende, ons was oor die eeue baie goed om bekeerlinge te maak. As 'n land soos Suid-Afrika se sensusopname sê daar is 80%, 70-80% Christene in hierdie land, dan wil ek vra, hoekom lyk dit soos dit lyk? Dan het ons dalk net bekeerlinge en nie disippels nie. Dan het ons nooit mense geleer, hulle weet van God en hulle gaan selfs kerk toe en hulle aanbid selfs, maar hulle het nog nooit geleer wat dit beteken om Jesus te volg. Nog nooit. En hoe gaan hulle dit leer? Hulle gaan dit by die disippels van Jesus leer. Soos ek sê, die doel is nie om kerkbanke vol te maak nie. In die oomblik wanneer ons disippels gaan wees, gaan dit nie noodwendig wees dat daai mense wat ons bereik en met wie ons 'n pad begin loop, by ons kerk gaan kom aansluit. Dit moet ook nie ons doelwit wees nie.
Die doelwit moet uiteindelik wees om hulle dan iewers, as dit hulle wil is, by 'n kerk te laat aansluit, wat Jesus Christus bely. Die doel moet wees om mense te help, om uiteindelik soos Jesus te lewe. Dis al wat van ons gevra word. Geïnkarneerde teenwoordigheid beteken in die 5de plek om mense te leer om aan Jesus alleen gehoorsaam te wees. En hoor mooi, hier dis vir my so ongelooflik treffend in vers 20. Leer hulle om alles te onderhou. Mooi hoor, te onderhou. Jesus het nie vir hulle gesê, leer hulle alles wat ek julle gesê het nie, maar leer hulle om alles te onderhou wat ek julle geleer het. Kennis alleen, vriende, verander niemand. Ek ken ouens wat die Bybel van voor tot agter ken. En ek beloof jou, dit het niks aan die wyse waarop hulle lewe ooit verander. Niks. Hulle kan vir jou versie na versie aanhaal, maar dis kopkennis. Daar is niks in die hart. Gehoorsaamheid verander mens. Dis die oomblik wanneer jy Jesus ernstig opneem en dit wat hy vir ons in sy woord agterlaat, ernstig in jou lewe begin toepas, dat jy dag vir dag groei en verander en al meer verander na die beeld van Jesus Christus in hierdie wêreld. In die 6de plek, geïnkarneerde teenwoordigheid maak Christus sigbaar. Vers 20 sê, ek is by julle. En ek wil vir julle sê, in 'n sekere sin, as ons by hierdie gedeelte kom, is ons by die hart van die hele teks. Jesus stuur ons nie alleen die wêreld in nie. Hy stuur ons nie alleen na ander mense toe nie. En daarom hoef ek nie bang te wees nie, want ek is onder sy gesag. Ek is nie alleen nie, hy is by my. En as ek rarig gehoorsaam is, dan sal ek ook hoor wat ek moet doen en hoe ek dit moet doen wanneer dit van my gevra word. Hy gaan elke tree saam met ons, soos wat hy saam met die Israeliete deur die woestyn getrek het, hulle eintlik die pad gewys het met die wolk van sy teenwoordigheid. Mense moet iets ervaar van Jesus in ons, wanneer ons diep na hulle stories luister, wanneer ons bereid is om hulle voete te was, letterlik te was, vriende. En ek gaan nou gou net 'n storieetjie vertel, en dit is regtig nie om my eie beeld te blaas nie, maar dit is 'n storieetjie wat my lewe verander het, omdat ek gesien het wat die impak daarvan was. Dit is eintlik 2 sulke stories, maar die een was, ek het my bediening eintlik begin as 'n jeugwerker vir 1 hele volle maand in Oudtshoorn. Dis eintlik so 'n pragtige storie. Ek en Karika was pas getroud, ingetrek in 'n koshuis woonstel van een van die groot skole daar. Ons is koppel aan 'n gemeente, maar dis jeugwerk onder die hoërskoolkinders. En die Sondag pak ek die bokse sommer daar op die stoep
En die koshuispa kom en hy vra, wat gaan jy met hierdie, ek vra hom, wat gaan ek met die bokse doen, waar vat ek hulle? Hy sê vir my, nee, wat, en ek ken hom nie mense, ek ken hom glad nie. En hy sê vir my, nee, ons gaan dit in die stoor bære, jy gaan binnekort 'n beroep kry. Daai Woensdag aand toe kry ek my beroep Bloemfontein. Het hom 'n storie te vertel wat vir my net baie na in die hart is. Maar in daai selfde Oudtshoorn het ek eendag loop ek in Karika, ons moet gordyne kry vir die woonstel. En toe ons uitloop by Ackermans, toe's daar 'n kar met 'n papband en 'n vrou wat die kar bestuur. En sy wil ry, sy het nie gesien die band is pappie, en ek stop haar en ek sê, jy kan nie ry nie, ons moet eers hierdie wiel verander. Sy is sommer met haar hande en haar hare, en sy is bekommerd oor hoe en wie en wat. En ek staan daar, want ek het 10 duime, ek weet van niks. Ek kan niks doen nie. Maar ek besluit toe, ek gaan maar probeer. En uiteindelik, na omtrent 'n uur se gesukkel, het ek hierdie band aangesit. En kon sy ry. Maar hier op die sypaadjie het 'n vrou gestaan, langs Karika, en sy het hierdie hele ding so bekyk. En sy het na my toe gekom, nadat ek met vuil hande daar gestaan het, en sy het vir my gesê, ek het gehoor, jy is 'n dominee, by so'n, ek dink dit was Parkgemeente, as ek reg onthou. En ek sê toe ja, toe sê sy, weet jy, ek kan nie glo, dat 'n dominee bereid was, om iemand se wiel om te ruil en sy hande vuil te maak. En wat ek laaste gehoor het, sy was nie 'n groot kerkganger nie, maar daarna sy gereeld die eredienste bygewoon. So, wat ek probeer sê is, dis geïnkarneerde teenwoordigheid, is om diensbaar te wees, wat dit ook al vra van jou, om diensbaar te wees. Een van die groot goed wat ouens teen Christene baie keer hou, is dat ons nie maklik vergewe nie, dat ons selfs in 'n erediens sit, in God se teenwoordigheid lewe elke dag, en ons weet, ek en my broer is kwaad vir mekaar, partykeer fisies my eie bloedbroer nie met mekaar praat nie, maar ons woon saam die eredienste by. Vriende, as ek nie die vermoë het om te vergewe nie, dan kan ek nie Jesus se teenwoordigheid by mense uitleef nie. Want die een wat my en jou vergewe het, so sê die Bybel, het ons vergewe toe ons hom nog gehaat het. Ons het nie 'n keuse nie. Ons moet 'n manier vind om mekaar te vergewe. En van bitterheid en wraak en wrokgedagtes ontslae te raak. Want al daardie goed staan tussen ons en om ander mense te bereik met die evangelie. Dit beteken dat ek opofferings sal moet maak. Dat ek sal moet prys gee, dalk 'n stuk van my gemak weggee daarvoor, sodat ek uiteindelik hierdie mens wat die Here nodig het, na hom toe kan bring. Natuurlik liefde, 'n onvoorwaardelike liefde. Ek het julle vertel van die storie toe ek in die gevangenis gewerk het, maar daar's 'n tweede ene. En ek het nooit besef hoe 'n impak dit ook gehad het. Ek het te doen gekry met 'n terroris, letterlik 'n terroris. 17 jaar in die tronk gebly. Ek het hom in 1994, 95 ontmoet. Hy was meneer Thabo Mbeki se bestuurder, drywer. En ek moes hom oppas terwyl die groot koppe altyd vergadering gehou het. En dan het ons sommer net beginne gesels.
En hy het gehoor ek is 'n dominee en ek het met hom begin deel oor die evangelie en hy het vir my gesê ek wil met die wit man se God niks te doen hê. Toe daag ek hom uit, toe sê ek vir hom ek gaan vir jou 'n Bybel bring. Al wat ek jou vra is lees die Bybel. Al wat ek jou vra, lees net die Bybel. En die dag ek het 'n Bybel gaan koop en ek het die dag daar gekom en ek het vir hom die Bybel gegee. Nou, sy naam was Slou en hy was so groot soos 'n huis. Massiewe groot man. Maar die Bybel was nog toegedraai in plastiek. En toe ek die Bybel vir hom gee, toe begin hy huil, soos 'n kind. Dat ek nie kan verstaan waarom hierdie man huil. En ek vra toe vir hom, Slou, nou hoekom huil jy? Hy sê vir my, weet jy wat? Dis die liefde wat 'n ou, dink ek, behoort te vertoon, en ek is nie altyd goed daarmee nie. En daar het ek dit eintlik onwetende gedoen. Hy sê vir my, jy is die eerste wit man wat nie vir my jou leftovers gebring het, 'n ou Bybel. Jy het my genoeg gerespekteer om my 'n nuwe Bybel te bring. Daai man het op bekering gekom. Hy het, as ek gesien het, het Slou in die Audi gesit agter die stuurwiel, besig om sy Bybel te lees. Soveel so dat meneer Tabo en Bekkie uiteindelik daar by my gekom het in die sekuriteitshok en vir my gesê het, ek het goeie werk gedoen, ek het Slou se lewe verander. Maar dit was nie ek nie. Dit was God gewees. Dit vra opofferings. Dit vra dat 'n ou gehoorsaam luister. Dit vra onvoorwaardelike liefde. Soveel liefde vir 'n terroris. 'n Ou wat met landmyne in die Zeerust-distrik 3-4 mense gedood het omdat hulle oor 'n landmyn geraai. 17 jaar in die tronk deurgebring. Noordgemeente se roeping, Highfields gemeente se roeping, die kerk se roeping in Pietermaritzburg en waar ook al, is nie bloot om eredienste aan te bied nie, vriende. Dis belangrik, maar dis net die begin. Soos wat ek gesê het. Ons word gestuur om Christus se teenwoordigheid in Pietermaritzburg en verder, sy hande en voete te wees. Ons is gedoop en gestuur sodat ons disippels kan maak. Ons is geroep om teenwoordig te wees op so wyse dat mense in ons en deur ons Christus sien. Ons is geroep om Jesus sigbaar te maak. Ek gebruik altyd die beeld van ek en jy is geroep om glas te wees. Ons moet deursigtig wees, so deursigtig wees dat mense Christus in ons sien. Elke dag, elke oomblik, onder alle omstandighede. En ons gaan faal daarin partykeer, vriende. Ons gaan foute maak. Maar gelukkig het ons 'n God wat ons liefhet en ons vergewe en ons weer help, soos wat hy vir Petrus weer 'n nuwe roeping gegee het en oor vir ou Petrus vergewe het en oor met die kerk weer oorbegin en met gelowiges dwars deur die Bybel sal hy ook met ons. Maar kom ons wees Jesus se geïnkarneerde teenwoordigheid in hierdie wêreld. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons wil U loof en prys en dankie sê dat
ons ook vanaand hierdie stukkie waarheid uit u woord kon hoor, dat ons op 'n manier u teenwoordigheid in hierdie wêreld moet vergestel. Maar Here, mag ons die eerste stappe daartoe nooit nalat nie. Mag ons begin by aanbidding, begin by om stil te raak en te luister na u woord en u stem in ons lewe. Mag ons onder u gesag alleen lewe, Here. En mag ons uiteindelik bereid wees om soos u die hemel prys gegee het, ook ons hemele prys te gee, ter wille van hulle na wie toe u ons ook stuur, elke dag. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Gaan ons sing.